Goeiedag en baie welkom by Woordspieël. Vandag kyk ons in Genesis hoofstuk 33 in en ek vra jou weer om die hele hoofstuk van Genesis 33 te gaan lees. Die tema vandag is God, die God van Kornei. En jy kan jou naam daar so insit. Die God van Kornei. Genesis 33 vers 20 sê die volgende. Jakob het daar 'n altaar gebou en dit God is die God van Israel genoem. So met Jakob se ontmoeting met Jesus in die vorige hoofstuk het daar iets in hom verander. Sy identiteit het natuurlik verander vanaf Jakob na Israel. Sy naam het verander van Jakob na Israel. Maar nou identifiseer hy in so 'n nabye en 'n intieme verhouding met God dat hy nie meer sê God is die God van Abraham en God is die God van Isak nie. Hy sê nou, God is die God van Israel, my God. God sal geken word as my God. Wanneer mense sien wat God in my lewe doen en gedoen het, sal hulle hom wil aanbid. Dit is wat moet gebeur in my identifisering met Jesus. Hy is my Here, hy is my meester, my voorsiener, my redder. Nie net so van ander mense nie, maar van my. Jakob bou 'n altaar daardie dag toe hy hierdie verklaring maak. En ek wonder of dit nie dalk kan wees iets soos 'n Nuwe Testament weergeboorte wat daarso plaasgevind het nie, waar ons Jesus vir onsself aanneem en nie bloot 'n Christen is omdat dit die kultuur is nie, omdat ek so groot geword het nie, omdat my ouers so gesê het nie, maar omdat ek regtig waar God aanneem en met God identifiseer as my God. God, die God van Kornei. En dat wanneer mense na my lewe kyk en sien hoe daai transformasie in my lewe plaasvind, dat hulle sal sê, God is werklik die God van Kornei. Of dan nou, sit jou naam daarin. En ons wil hom ook ken en aanbid. Kom ons bid saam. Here, U is my God. Mag mense U ken as die God van Kornei, as gevolg van die groot dinge wat U in en deur en vir my doen. Amen. Die Here seën jou, mag jy 'n wonderlike dag hê. Deel hierdie video asseblief met iemand en neem deel aan die gesprekke. Subscribe op die YouTube kanaal.